record on Discord. Sy. Baie welkom. Ek is so bly om al hierdie gesiggies te sien. Dit is amptelik my eerste Afrikaanse presentation wat ek bywoon met Rein B&B. So ek gaan definitief my bes probeer om vir julle soveel as moontlik inligting te gee sodat julle dit kan verstaan. Ek sien 'n paar naampies wat ek nie herken nie. So dit is baie dankie dat julle ons gejoin het. Ek sal bietjie toelaat na die presentation vir 'n paar vragies. My naam is Madeleine, so ek werk al vir 3 jaar vir myself. Ek bly in 'n klein dorpie in Queenstown. Ek het begin met affiliate marketing, dis waar ek begin eers geld maak het. Toe gaan ek laas jaar in delf bietjie in digital marketing met die Marse resale rights. En Januarie toe gaan doen ek weer affiliate marketing en ek host toe my eie affiliate business en ek kom toe en teken op by Queen Annelien met die Rein B&B. Nou, ek het dit 'n rukkie dopgehou en gekyk hoe sy daarmee werk voordat ek regtig opgeteken het. En weet jy wat? Ek kan my boude skop dat ek nie vroeër opgeteken het. En toe is ek nog lui en ek sien nie die potensiaal wat hierdie stelsel vir ons bied nie. As ek net vroeër, ek het al Februarie opgeteken en ek het amptelik eintlik vir die van julle wat nou hier vandag op is omdat julle my op TikTok gesien het of wat ook al, ek het eers eintlik amptelik 2-3 weke terug van dit begine praat en ja, ek is al op level 7. As ek maar net vroeër begin het met hierdie was ek al op director of icon en dit is waar ons baie graag wil wees. Nou kom ek share my skerm met julle en dan delf ons in die presentation. Kan julle my skerm sien? Net hierso. Okay, so welkom by Rein B&B. So Rein B&B was laas jaar Augustus het dit begin. Toe was dit Ride B&B. Intussen het ons bietjie ge-upgrade en ons het toe nou ge-upgrade na Rein B&B, the next gen van Ride B&B. So, stel jou 'n die miljoen-dollar vraag wat meeste mense vra is, wie wil graag misluk in die lewe? En dan sal almal vir jou sê, niemand nie. Maar wie wil ryk en beroemd wees en wie wil net lekker lewe in die wêreld? In die lewe? En dan sal almal vir jou sê, ja, maar ek wil. Nou, maar die groot probleem is dat 97% van mense bly mediocre of doen niks omtrent hulle lewe nie. Of die probleem is, in my geval wat ek al gesien het is, mense wat beginne met 'n aanlyn projek, whether dit nou Amazon Associates, affiliate marketing, digital marketing, wat ook al dit is, virtual assistants, you name it. Mense wat begin om iets aanlyn te doen en nie suksesvol is met dit nie, is omdat hulle nie die deursettingsvermoë ook gebruik om net bietjie geduldig te wees nie. Hulle is op soek na goed wat jou oornag gaan ryk maak. Hulle is op soek na 'n oplossing wat vandag hulle probleme gaan uitsort en hulle is nie bereid om die werk in te sit van wat dit behels om actually regtig vir jou 'n suksesvolle aanlyn besigheid te begin nie. Net 3% van mense is suksesvol. So mense begin 'n ding, as dit na 2 weke of 3 weke of na 'n maand nie vir hulle geld maak het nie, dan hou hulle op want dan obviously werk die ding nie. En ek weet, want soos ek sê, ek het al Amazon probeer, ek het al virtual assistants probeer, ek het al Amazon KDP gedoen, you name it, I've tried it. Clickly, I've tried it. Maar niks van daai goedjies was vir my suksesvol nie, want as dit binne die eerste 2-3 weke nie vir my geld ingebring het nie, dan het ek opgespring na die volgende ding. Ek het vanmiddag met van my mensies gepraat en sê ek, die probleem wat ons het in hierdie ding is, sodra mense jou aanlyn besigheid begin, is ons begin met die verkeerde mindset. Ons begin dink aan 'n desperate mindset. Dit is hoekom baie mense gescam word. Dit is hoekom baie mense val vir verkeerde produkte. Val vir hierdie mense met hulle trading en crypto wat vir jou sê, gee vir my R3000 en ek maak vir jou ryk oornag. Is omdat mense, ons het 'n desperate denkwyse. As jy 'n aanlyn besigheid gaan beginne, nou veral met my. Ek is iemand wat 'n kat uit die boom uit kyk voordat ek hom sal voorstel. En niks wat ek vir jou gaan aanbied, gaan vir jou oornag ryk maak nie. Jy gaan ongelukkig 'n klein bietjie van jou bietjie werk moet insit. Nie moeilik nie. Ek sê altyd vir almal, dis glad nie moeilik.
Glad nie, glad nie, glad nie. Maar jy gaan moet die tyd insit om deur jou training te gaan, te verstaan waaroor hierdie produk gaan en net in te plak by die community. Dan sal jy 'n sukses maak van hierdie. Mense is nie bereid om dit te doen nie en dit is regtig verskriklik baie maklik. Nou, die redes vir mense se mislukkings is, hulle weet nie waar om te begin nie. Hulle versuim om die regte geleenthede op die regte tyd aan te gryp. Hulle wag vir die volgende ding wat makliker gaan wees, om te kyk of hulle vinniger gaan geld maak, om te kyk of dit vir hulle vinniger suksesvol gaan maak. Of hulle sit op die sideline en kyk die ander mense wat 'n sukses maak daarvan en teen die dag wanneer hulle nou die pop op die fan strike en hulle nou regtig desperate is vir geld, dan wil hulle nou begin inspring in plaas daarvan toe hulle nog die geleentheid gehad het om hierdie ding rustig te doen. Die gebrek aan vertroue en deursigtigheid. Dis soos ek sê, daar's veel baie scams daar buite dat mense nie meer weet watter geleenthede is legit en watter geleenthede is nie legit nie. En ek verstaan dit. Ek meen ek myself het al geval vir 'n paar van hierdie aanlyn geleenthede waarvan Klikly een van hulle was. Ek is skuldig aan daai een. Afwesigheid van 'n egte en wettige stelsel. So, weer eens soos ek sê, nie alle geleenthede daar buite is egt en wettig nie en dan val dit plat as jy gaan kyk aan 'n paar goedjies en ons sal later daarin duik. Ons het die oplossing. As jy lewensdoelwitte het, as jy 'n addisionele inkomste soek, daarna streef om grootheid te bereik en passie het om enige van hierdie doelwitte te bereik, dan kan ons jou help. Ons bied jou 'n eenmalige geleentheid om buitengewone inkomste te verdien, het jy voltyds, deeltyds en af en toe werk. En daarvoor kan ek regtig vouch. Ek is iemand wat hierdie is 'n side hustle vir my. Ek het my eie kursus wat ek mee run. Ek het my eie ander aanlyn kursus. Ek doen nog website setups. Ek het 7 streams of income. Ek het nie tyd om heeldag aan een ding te sit nie. Hierdie is verskriklik baie maklik. Ek gaan live 1 keer 'n dag, meeste van die tyd, soos maandag tot dinsdag, en ek sit my 2 tot 3 posts op. Party dae sit ek net 1 videoetjie op. So hierdie hou my 'n maksimum van 'n uur en 'n half 'n dag besig en ek het elke dag mense wat navraag het. Hierdie is 'n vooruitstrewende 21 eeuse besigheidsmodel en 'n wen-wen situasie vir almal wat betrokke is. Hoekom sê ons so? Want hierdie is 'n community building platform en dit sal alles later sin maak. So, kom ons verduidelik gou vir jou want ek gaan 'n paar goedjies mention in die begin wat vir my verskriklik, ek weet nie of julle ken vir Peanut van Jeff Dunham nie. In die begin was hierdie daai as jy aan Peanut dink, nou ja. So toe gaan ek en ek gaan sit hierdie keer nou vir jou om dit net te verduidelik vir iemand wat nog nooit gehoor het van crypto of blockchain of smart contracts of decentralized of niks nie. So kom ek verduidelik gou vir jou wat ek daarmee bedoel as jy dit nou in die volgende op die presentation gaan hoor. So wat bedoel ons as ons beteken blockchain? Stel jou 'n digitale noteboek voor wat elke transaksie veilig aanteken en sodra iets daarin geskryf is, kan dit nie uitgevee word of verander word nie. Dit is wat 'n blockchain doen. Dit hou alles deursigtig en veilig. Nou die maklikste hoe ek daaraan gedink het is, ek was iemand wat vir baie lank in my lewe op pastel gewerk het. Daai wat party companies gebruik het as hulle invoices en goeders doen. Nou sodra jy enter gedruk het en geupdate het, kan jy niks van dit verander nie. Jy kan nie terug gaan in jou invoices gaan verander nie, niks nie. Nou hierdie is dieselfde prinsip. Wat is 'n decentralized stelsel? So, decentralized stelsel. Meeste stelsels vandag word beheer deur 'n maatskappy of gesag. Dink aan jou bank. Hulle besluit hoe en wanneer jy toegang tot jou geld het. Maar in 'n gedesentraliseerde stelsel is daar nie een baas nie. In plaas daarvan het almal in die netwerk om dit bestuur, wat dit veiliger en meer regverdig maak. Wat is 'n slim kontrak? So smart contract in Engels. Wat is 'n slim kontrak? Dink aan 'n slim kontrak soos 'n outomaat. Jy gooi geld in, druk 'n knoppie en kry outomaties waarvoor jy betaal het. Sonder 'n tuisganger, tusseninganger,
Slim kontrakte werk dieselfde. Hulle voer ooreenkomste outomaties uit wanneer jy sekere voorwaardes nagekom word. So die maklikste wat ek kan verduidelik is ek daaraan dink, as jy by McDonald's inkom daar in die stad, baie van hulle het hierdie masjiene waarop jy jou of die movies, as jy na die movies toe gaan en jy gaan kies 'n movie, partykeer kan jy sommer daar jou kaart insit en jou movie bestel en besluit op en hy gooi jou kaartjie vir jou uit. Nou dit is dieselfde tipe prinsip. So wat is OPBNB? OPBNB is 'n blockchain netwerk wat transaksies vinniger en goedkoper maak. Dis soos 'n snelweg wat jou toelaat om digitale geld vinnig en sonder rooi fooie te stuur en ontvang. Nou 'n ander ding wat ook vir my 'n bietjie 'n rukkie gevat het om te verstaan is baie van die mense hier in die Engels as hulle praat, dan praat hulle van gas money. Nou, dit het my 'n rukkie gevat om dit te verstaan. As hulle praat van gas money, praat hulle van die transaksiefooi wat jy gaan betaal. So ons het twee apps wat ons gebruik. Ons gaan die Binance app gebruik en ons gebruik SafePal. Nou maklik om dit te verduidelik. As jy gaan geld oorplaas van jou BNB van jou Binance app af na jou SafePal wallet toe. Daai betaal jy 'n ek dink is 'n 0,0001 something %, maar daai transaksie is wat hulle jou gas money noem. So dit is 'n baie lae bedragie wat jy gaan betaal. As jy nou van Luno af na Binance toe gaan, dan gaan dit vir jou meer geld kos om jou transaksies oor en weer te skuif. Nou dat jy die basiese beginsels verstaan, kom ons gesels oor ReinBNB, 'n platform wat jou toelaat om direk in jou kriptobesie te verdien sonder enige tussenganger en so werk dit. So nog 'n ding wat ek wil ook vir mense verduidelik is, hierdie is nie trading nie. Jy gaan nie vir my byvoorbeeld R3000 gee en oor 3 weke gaan ek vir jou ryk maak nie. Jy gaan jou smart wallet, gaan jy fund met jou $3-4 afhangende van wat jy nodig het daai dag. Jy gaan jouself dan vat en register op die ReinBNB. Dis ook die eerste en enigste keer wat jy nodig het om geld uit jou sak uit te haal. Die res van die tyd gaan jy opgradeer en ek gaan vir jou wys hoe. ReinBNB is gestig deur 'n span kundiges wat verenig word deur 'n gedeelde passie en diep kundigheid in die blockchain en kunsmatige intelligensie. Ons missie is om samewerkende omgewing te bevorder waar individue kan verenig, groei en saam floreer en om die grenslose potensiaal van 'n ten volle gedesentraliseerde slim kontrakplatform te ontsluit, waar eienaarskap en bestuur stewig in die hande van sy gemeenskapslede is. So die maklikste hoe ek dit vir jou gaan verduidelik is, ons groei as 'n span. Jy maak geld as die persoon, jy kan geld maak as die persoon bo jou geld maak. Jou persoon bo jou kan geld maak as jy geld maak. Ja, jou persoon bo jou gaan geld maak as die persoon onder jou geld maak. So ons maak almal hierso saam geld. Ons verdien almal saam geld. As ons gaan groei en elkeen doen sy werkies wat hy moet doen, dan gaan ons almal saam geld verdien. 'n Evolusie van geleenthede. So kom ons kyk hoe het geld nou al gegroei oor die jare. Jare terug in die ou Bybelse tyd, sou het mense verruil, het hulle goedere verruil onder mekaar. Ek wil 'n broodjie hê, so ek gaan vir jou 'n stukkie skaap gee of dit byvoorbeeld nou. So hulle het goed onder mekaar geruil om te kan oorleef. Daar was nie geld gewees nie. Toe kom goud, silwer en vee. Nou daarna het metaalstukke en papiergeld uitgekom en toe jou kaart, jou bankkaart. Nou gebruik ons party plekke die cryptocurrency. So ek meen Queen Annelien het nou die dag vir ons gewys hoe sy met haar cryptokaart by Pick n Pay gekoop het. So jy kan nou al met jou cryptocurrency Pick n Pay toe gaan en gaan kos koop met jou cryptocurrency. So jy het jou digital en jou online banking gehad en ons is besig om oor te gaan na cryptocurrency. En ek sê nou vir jou, dit is waar ek sien die future heen gaan. Jy gaan daar later nie eers meer metaalmunte en papiergeld gebruik nie. Jy gaan either of met 'n kaart betaal of jy gaan met cryptocurrency betaal.
So weer eens, gedesentraliseerde slim kontrak. 'n Gedesentraliseerde slim kontrak platform is 'n blockchain gebaseerde stelsel wat die skepping, uitvoering en bestuur van slim kontrakte op 'n gedesentraliseerde manier moontlik maak. 'n Slim kontrak is 'n digital ooreenkoms wat op 'n blockchain gekodeer is en outomaties aksies uitvoer wanneer voorbepaalde voorwaardes nagekom word wat die behoefte aan tussengangers uitskakel. Nou wat ek verduidelik in my Engelse presentation is, dink aan jouself as jy en jou vriend of vriendin, julle maak nou 'n bet en elkeen bet op hierdie ding R10. Nou gaan julle, daar is nou hierdie digitale smart chain slim kontrak wat daar is. Julle voer die geld binne in daai game in en die kontrak gaan kom, die slim kontrak gaan dan kom, alles uitsort, dit regverdig vir jou uit. So, as jy gaan dink aan rekenaarspeletjies wat ons gedoen het as kinders, of as jy met die speel met die, wat noem jy dit, die PlayStation en goed. So, hierdie besluit regverdig wie is dan die wenner en wie gaan dan die geld maak. So, as jy gewen het, kry jy die R20 en as jou pel gewen het, kry jou pel die R20. Daar's nie 'n persoon wat tussenin betrokke is of 'n persoon wat die punte gaan optrek of niks nie, dit is die slim kontrak. ReinBNB benut die krag van slim kontrakte om die gedesentraliseerde ekosisteem te verbeter, vertroue te bevorder en effektiewe interaksies tussen sy lede moontlik te maak. So wat is ons missie? Om individue te bemagtig en te verenig deur 'n gedesentraliseerde gemeenskapbou-platform wat slim kontrakte gebruik om deursigtige intransaksies en wederwysige voordele te fasiliteer. So maklik om dit te verduidelik. Jy gaan opgradeer, jy gaan geld maak deur jou mense wat onder jou opgradeer, jy gaan geld maak as jou persoon bo jou opgradeer en sy het spillovers. Jy gaan geld maak as jy op 'n sekere level kom, wat daar, as daar mense is wat geopgegradeer het, en dan word daar geld daar heel bo bymekaar gegooi, op 'n sekere platform of op 'n sekere level word daai geld dan gedistribute tussen almal. So party daar as jy lucky, en we call it rain from above, or love from above, is wanneer jy geld dan verdien van bo af. So nie net gaan jy geld verdien van onder af nie, jy kan geld verdien van bo af ook. So weer eens, ons almal verdien geld saam. Ons visie, om die voorste platform te wees wat gemeenskapsbetrokkenheid revolutionize, wat kollektiewe sukses en innovasie in 'n gedesentraliseerde ekosisteem te aanvuur. Jo. Die kernmotto van ReinBNB is bemagtiging van almal deur globale rykwyte. So ons almal word saam ryk. Dit is hoekom ons dit 'n community building platform noem. Wat doen ons? ReinBNB is 'n ten volle gedesentraliseerde autonome platform wat naadloos op die OPBNB netwerk funksioneer as 'n baanbrekende gemeenskapsdrewende kombineer dit verdienste geleenthede met bemagtiging en bied 'n reeks toepassings en nuttighede vir die toekoms. Ons transformeer die landskap van gedesentraliseerde aansporings deur ongewenste belonings en voordele aan ons Ek sal nou vir julle beter verduidelik, ekskuus julle. Soos ek sê, is die eerste keer wat ek die Afrikaans doen. Binance ekosisteem. ReinBNB se slim kontrak werk op die Binance ekosisteem, die wêreld se grootste kripto-uitruilplatform, wat 'n verskeie blockchain netwerke, insluitend OPBNB en sy bestuursmunt Binance BNB te ondersteun. So nog 'n ding wat vir my baie interessant was, wat ek geluister het na een van die ouetjies toe hy 'n presentation gehou het, is hy het gevra, hoekom doen ons Binance? Binance is nog baie jonk, so dink aan Bitcoin. Hoe meer mense aan Bitcoin belangstel, hoe hoër word Bitcoin se waarde. Nou, omdat ons BNB nog 'n baie nuwe cryptocurrency is dit die guldige geleentheid om nou in te spring, want hoe meer mense BNB gaan koop, hoe hoër gaan BNB se waarde groei.
OPBNB is 'n laag 2 blockchain wat op BNB Chain gebou is met die behulp van optimistic rollups, ontwerp om transaksies vinniger en goedkoper te maak terwyl dit veilig bly. Dit bly gebruikers en ontwikkelaars om meer doeltreffend met die BNB Chain te kommunikeer. Dit kan tot 10.000 transaksies per sekonde hanteer met laer fooie. Nou daai laer fooie is wat ek toe nou bedoel het toe ek gesê het as jy gaan hoor as iemand praat van die gas fees. Ek het eersins nie verstaan nie, maar nou verstaan ek. Daai laer fooie is van wallet na wallet. So dink mooi daaraan as jy gaan doen transaksies van bank na bank. Nou, dit is presies dieselfde prinsip. Wat transaksies vinniger en goedkoper gaan maak. Dit verbeter dApps en DeFi prestasie terwyl sekuriteit deur BSC's se beskerm. Hoekom ons BNB geskiet het? BNB is een van die top 5 kripto geleenthede wêreldwyd met 'n markkapitalisasie van meer as 100 miljard. Die huidige waarde is steeds onder $1,000, wat volgens markkenners op groot groeipotensiaal en die komende jare dui. Die toekomstige prys van BNB kan binne die volgende 2 tot 5 jaar styg tot tussen $4,000 en $10,000 afhangende van die markneigings. So dit is nou waarvan ek vir julle verduidelik het. Hoe meer mense BNB gaan koop, hoe meer gaan hierdie currency groei. En ons was nou die dag al klaar oor die 700,000 mense wat hierdie BNB in rein BNB gekoop het. Belangrikste kenmerke van die platform. Daar is geen eienaar nie. Daar's nie 'n middelman nie en geen eienaar nie. Dis volledig gedesentraliseer en geblokkettingdrewe. Absolute vertroue en deursigtigheid. So daar's geen agteraf uit, dit is, jy kan presies sien, dis tussen jou en jou wallet en die rein BNB en die OPBNB chain. Onveranderlike stelsel onmiddellik uitbetalings. So niemand kan die inligting wat ingevul is of ingesit is verander nie. Geen persoon. En jy het onmiddellike uitbetalings en ek is mal oor hierdie feit dat jy nie hoef jou geld te gaan onttrek nie. Jou geld word outomaties in jou beursie gesit. Globale reikwyte, autonome werking. So dit is outomaties wêreldwyd. Jy kan globally mense kry wat saam met jou hierdie produk groei in hierdie company in. Dis risiko en aanspreeklikheidsvry en kredensieboue konsep. So dit is risikovry. Sodra jy jou BNB het, gaan dit nêrens heen nie. Nêrens. Jy kan dit van Safepal afvat, Binance toe, na Luno toe, so wat ook al jy met dit doen, dis joune, dit gaan nêrens nie. Hoe om te begin? Jy het die geleentheid om 'n internet-entrepreneur te word deur deel te neem aan die gemeenskapbouprogram van rein BNB. Hierdie program kan die weg baan vir jou vir potensiële sukses en groei. Verder bied ons waardevolle leerhulpbronne en leiding om jou sukses as 'n entrepreneur te verseker. So ons het meeste van die tyd maandeaande presentations. En vandag het ons 3 geleenthede gehad. Daar was training en 2 presentations. Woensdaagaande is gewoonlik training en Vrydaagaande het ons met ons spannetjie elke tweede Vrydag aand, het ons testimonials. Tussenin deur het ons nog KK en ons ander vriend ook, wat ook training doen met sy mense en jy kan enige tyd aansluit by dit. So, dwars deur die week is daar training vir jou om net by in te sluit. So, watse stappe gaan jy vat? Stap 1, gaan ons 'n Web3 beursie aflaai, soos 'n Trust, MetaMask, Safepal. So, ons gebruik Safepal, wat die OPBNB netwerk ondersteun. Dan gaan jy jou beursie fonds met 0.0044 BNB. Nou dis min of meer afhangende van die exchange rate $3 na $4. Registreer jouself met die hulp van jou verwysingsskakel, so dan gaan jy jouself registreer met die persoon
onder wie jy nou gaan opteken, sou jy belangstel het na hierdie presentation. Ry met die vereiste B&B bedrag op die ou B&B netwerk. Dit is verskriklik maklik. Dis nie hoër graad nie, enige persoon kan dit doen. So hierso is voorbeelde van die Web3 beursies wat ons gebruik en ons gebruik SafePal. Nou, wat is die voordele van SafePal? Ek gaan vir julle sê. Jy kan kies tussen twee opsies. Hardeware beursie, 'n fisiese toestel, dit werk aanlyn, so dis baie veilig teen cyberaanvalle, so niemand kan dit vir jou aanvat nie. Jy kry jou 12 woordjies en dit is joune. Gebruik QR-codes om transaksies te doen, geen Bluetooth, USB of Wi-Fi nodig nie. Het 'n spesiale veiligheidsskyfie en selfs 'n selfvernietigingsstelsel as iemand probeer inbreek. So jy het jou 12 woorde wat jy gaan baie veilig hou. En ja, ek stel altyd voor vir die mense en ons kry die training ook dat wanneer jy opteken en jy registreer jou wallet, dat jy jou 12 woorde baie veilig hou, want dink aan dit soos jou bankkaart se PIN. As jy hom nie het nie, gaan jy nie kan inkom in dit nie. Sagteware beursie, soos die cellphone app, is 'n maklike app vir jou foon. Jy kan verskillende geleenthede stoor en bestuur. So wat ons bedoel daar, jy kan meer as een wallet hê. So ek het my seun en my man onder my geteken sommer dadelik, want ek sê altyd vir die mense R75 of R80. So toe ek opgeteken het vir my R75, het ek dadelik my man en my kind ook onder my gesit. So jy kan soveel wallets onder jou registreer. So as jy 'n familie van 5, van 5 mense is, jy wil graag jou man en jou vrou en jou 3 kinders of jou 2 kinders onder jou opstel, jy kan dit doen van een app af op jou foon. En jy kan jou geld bestuur tussen die twee, tussen die Ethereum, Binance Smart Chain, jy kan Bitcoin hê, jy kan US dollars hê, so jy hoef nie net een currency te hê nie, jy kan meer as een currency hê. Nommer 2, dis baie veilig. Jou privaat sleutel wat jou geld beheer, bly op jou toestel. Niemand anders kan dit sien nie. Niemand. En dis hoekom ons ook sê, die probleem met dit is, jy moet daai 12 woordjies baie ver weg bære, want as jou foon iets oorkom, jy gaan nie weer jou wallet dan kan access as jy nie daai 12 woorde het nie. Ons het nie 'n admin persoon wat vir jou die jou password kan recover nie, want hierdie word nie deur 'n persoon gehanteer nie, dis ook nie op 'n website nie. So iemand het laas vir my gevra, nou wat is die verskil tussen crowdfunding en hierdie? Crowdfunding word gehanteer deur mense. Dis op 'n stelsel gebou wat deur mense is en jou geld word gehanteer deur mense. Hierdie word nie deur mense gehanteer nie. Jy gebruik jou vingerafdruk of 'n wagwoord om in te teken. Jy kry 'n herstelfrase wat jy moet bære. Dis nou die 12 woordjies waarvan ek praat. Dit is maklik om te gebruik. Die app is gebruikersvriendelik en maklik om te verstaan. Jy sien intydse pryse en kripto geleenthede. Jy kry maklik verskillende tokens en munte bestuur. So dit beteken jy kan dadelik sien hoe jou geld gegroei het. Jy kan dadelik sien die currency. As jy nou iemand is wat bietjie meer van kripto verstaan, kan jy sien hoe groei die Ethereum en die US dollar en die Bitcoin en jy kan sien hoe val dit. Dit is wat noem hulle dit, live. Werk saam met 'n gewilde platform. Koppel maklik met die Binance, DEX, Uniswap, PancakeSwap en Wallet Connect. So ons gebruik Binance. Jy kan direk van jou beursie afhandel en drive en geld verruil. So op jou app kan jy alles doen wat jy nodig het. Dink aan 'n FNB. As jy iemand is wat FNB app het, jy kan alles van FNB af doen. Ek dink toe ek FNB bank gehad het, was ek 1 keer in my lewe in die bank gewees. Die res van die goed het ek van my app af gedoen. So, kortom, SafePal is ideal vir beginner en ervare kripto gebruikers. Dit help jou om jou kripto geld veilig te hou, maklik te bestuur en toegang tot al jou nuutste funksies in die wêreld van die digitale geld. So, om te begin is 0.0044 BNB wat
werk tussen 3 na 4 dollar. So, ons eerste manier, so daar is 15 range wat jy kry. Influencer, Achiever, Ambassador, Pioneer, Mentor, Champion, Director, Titan, Icon, Legend, Emperor, Conqueror, Chancellor en Creator. As jy gaan jy inkom as 'n beginner. Dan gaan jy 2 mensies onder jou kry. Dan gaan jy kry dan die geldjies van daai mensies wat opgeteken het, 69%. Dit gaan jou die toegang gee om dan op te gradeer na influencer. En dit is dan wanneer jy gaan begin geld verdien. So met hierdie, om jou geldjies te kan, om access te kan kry dat jy kan begin geld maak, moet jy at least influencer wees met 2 mense direk onder jou. En dan so groei jy. So upgrade amount is the beginning basic package plus 10%. So hierdie is die ou BNB bedrag of die BNB bedrag wat dit is. Ek gaan vir julle dit makliker verduidelik. Okay, die inkomsteprogram. So jy kry 'n verwysingsbonus van 10% en dan 'n rank upgrade bonus. Dan het ons 'n herhalende vlak bonus. Ons het ons royalty bonuses. Ons het ons leefstyl beloningsbonuses en ons direkte inkomste. So dis 1, 2, 3, 4, 5, 6 maniere hoe jy kan geld maak met Rein BNB. So jou verwysingsbonus van 10%, verdien hierdie bonus deur nuwe gebruikers te verwys. Verwys soveel as wat jy wil. Elke suksesvolle verwysing sal jou 'n bonus van 10% van die pakketwaarde verdien. So, hoe hoër jy gaan en hoe hoër die mense is wat inteken onder jou, hoe meer geldjies verdien jy. Nou ons begin om mense te kry om dit te verstaan, vat ons jou stap vir stap en ons sê vir jou begin by die beginner, gaan dan influencer, gaan dan na die volgende een, gaan dan na die volgende een. Maar as jy wil aan iemand wat wil opteken, kan jy opteken of begin op enige van die 15 levels. Jy het nie nodig om te begin by die beginner level nie. Jy kan begin by Director, Champion, Titan, Icon, as jy bereid is om daai bedrag uit jou sak uit te haal. Ek is op, kom ek wys julle. So ek is nou huidiglik op Mentor, Champion. Nee, ek is Mentor. So, ek is Champion, ekskuus, level 7. En dit het my 3 weke gevat om daar te kom. Ek het daar gekom deur vlak vir vlak vir vlak vir vlak. So ek het nie gespring nie, ek het ingekom by beginner en ek het myself opgewerk tot by Champion. Dan het ons die herhalende vlakbonus. So 'n 1.5% vlakbonus van die basiese pakket koste sal oor 15 vlakke van oplyn gemeenskappe versprei word. Om vir hierdie inkomste te kwalifiseer moet beïnvloedbare 'n hoë ranghouers 2 direkte verwysings hê met 'n minimum rang van beïnvloed. Dis influencer. Terwyl beginners 2 direkte verwysings moet hê met 'n rang van beginner of hoër. Dit is belangrik om te verstaan dat vlakbonus slegs verdien sal word van gemeenskappe tot jou huidige rangvlak, byvoorbeeld 'n ambassadeurrang, behaal slegs die vlakbonus. So, wat bedoel ons daarmee? Kom ek gaan net gou vir julle weer terug. So wat ons daarmee bedoel is, jy gaan net geldjies verdien van die mense onder jou tot en met die rang wat jy is. So as jy 'n influencer is, het jy 2 beginners onder jou. So jy gaan dan geldjies van hulle verdien as hulle upgrade influencer toe, tot en met hulle upgrade tot by die influencer. Dan sal jy hulle geldjies verdien. Kom ons sê jy is 'n mentor, level 6, gaan jy geldjies verdien van almal, die 1.5% van almal wat onder jou is, daai 1.5% tot en met mentor. Hulle kan tot en met dieselfde vlak as jy wees. As hulle oor jou spring, dan verloor jy daai geld. So solank as wat hulle jou vlak en onder toe is, verdien jy daai geldjies.
Dan het ons die direkte inkomste van 69%. Dit is 0,0026 BNB. So vir elke rang wat hulle op inspring, kry jy 69%. So kom, wat ek nou hiermee bedoel is, as jy 'n mentor is en jy kry 'n persoon om onder jou op te teken en hy teken op as 'n pionier, gaan jy 69% kry van daai pioneerbedrag wat hy mee opgeteken het. As jy 'n ambassador is en jy kry 'n persoon wat onder jou opteken as achiever, gaan jy 69% kry van daai achiever se bedrag waarin hulle opgeteken het. Maar ons konsentreer om julle te leer van die begin af, so jy begin by die begin en jy werk jouself op. So jy betaal een keer 75 of 80 rand en jy hoef nie weer, want hoe hoër jy gaan, hoe hoër kos dit om in te teken of op te gradeer. So hierso is die rank opgraderingsbonusse wat jy kry. Nou weer eens, hierdie is die bedrag wat dit gaan kos, 0,00414 as jy wil 'n influencer word en so gaan dit aan. Nou dit is OPBNB. Vir die volgende slide gaan ek vir julle wys wat is dit. Ek het die 30ste Maart het ek gekyk wat gaan dit randwaarde vir ons gee. Hierdie is min of meer wat dit was op die 30ste Maart. Jy kan môre kyk en die bedrag kan anders te wees. Dis hoekom ek sê mens moet so vinnig as moontlik inspring, want die BNB kan môre meer werd wees as wat dit nou werd is. Toe Queen Annelien begin het sy begin met R30. Ek het ingeteken op R75. Of was dit Queen Annelien? Ja, ek dink dit was Queen Annelien, of het sy met R50. Maar sy het goedkoper begin as wat ek begin het. En 2 maande later, toe betaal ek al R75. So hoe langer jy gaan vat om in te teken, hoe meer mense het al opgeteken op hierdie BNB of ingekoop in BNB, hoe meer gaan die BNB se waarde wees en hoe duurder gaan dit wees om te registreer. So vir 'n beginner gaan jy 2 mense moet kry, dan kan jy 'n influencer word. So jy gaan R90 verdien vir 'n beginner. Dit gaan jou R54 kos om op te gradeer, so dit los jou R36 in jou beursie. Nou wil ons achiever word. So jy gaan 4 mense onder jou hê vir achiever. Jy gaan R223 kry. Dit gaan jou R90 kos om op te teken, dit los jou R133 in jou beursie. Achiever, jy gaan 8 mense hê, jy gaan R892 verdien, dit gaan jou R180 kos om op te gradeer, dit los jou met R712 in jou beursie. Nou, soos jy kan sien, hoe hoër jou rang is, hoe meer mense gaan jy onder jou hê, hoe meer geld gaan jy verdien. En jy opgradeer op uit jou beursie uit. En die res is dan jou geld wat oor is. Nou, ek sit van gister, het ek 67 mense onder my gehad. Ek het fisies 9 van daai mense directly gerefer. Die res van die mense in my span is omdat ek 'n sterk span het en my spannetjie bring ook mense in. Nou, baie mense kom sê nou vir my, ja, maar ek wil nie mense refer nie. Julle, hierdie is so maklik. Dis minder as die prys om vir jou 'n hamburger en chips te koop vir daai dag, om op te teken. Dink aan hierdie as affiliate marketing, want dit is basically wat dit is. Jy gaan in hierdie produk glo as jy actually die training bywoon en agterkom die geleentheid wat hierdie besigheid vir jou gaan gee. En al wat jy gaan doen is, jy gaan vir iemand vertel van hierdie geleentheid en hulle gaan onder jou opteken. Ek is nie iemand wat in iemand se DM's inspring nie. Ek gaan nie iemand convince om hierdie besigheid te doen nie, en ek spring ook nie in mense se e-mails nie. Mense wat ek opgeteken het na my toe gekom, want dit is hoe maklik dit is. As jy gaan glo in hierdie produk en die geleentheid wat ReinBNB vir ons gee, gaan jy net praat daaroor en mense gaan na jou toe kom om op te teken. Want dit is regtig julle die geleentheid wat hierdie vir ons kan bied. Imagine die BNB groei. Jy kom nou in met jou R75. BNB se waarde gaan groei. Oor 'n jaar van nou af gaan hy nog meer wees. En al sit en doen jy niks nie en jy het net jou BNB en jy registreer nie vir ReinBNB nie en jy sit daai BNB met jou SafePal, gaan jou SafePal wallet gaan groei.
Maar dit gaan nou 'n baie lang manier vat vir jou dan om jou geld te groei. Ek sal dit nie voorstel nie. Hierdie manier gaan jy jou R75 vinniger groei. Ek meen, ek het ingekom met R75. Ek is by Champion. Ek het daai bedrag al gemaak laaste keer wat ek gekyk het. So nog nie almal van my mense het almal ingebring wat hulle moet inbring nie. So as almal inbring wat hulle moet hier by Champion, 128 mense, kan ek 'n director word. Kyk wat gaan ek verdien as al my mense opgradeer en doen wat hulle moet doen. Dit gaan my kos om op te gradeer. Dis wat ek gaan verdien. So hierdie gaan ons so 6 maande na 'n jaar gee. Mens gaan baie geduldig moet wees. Maar nou het ek 'n vraag vir jou om te vra. As jy daai R75 gaan vat en jy gaan sit met hom in die bank, hoeveel rente gaan jy kry met daai R75? Net ietsiekie om aan te dink. Dan het ons royalty rank verspreiding gewoonlik. So, hierso, dis 'n totaal van 3.5%. So wanneer jy kom nou by die levels van Icon, Legend, Emperor, Conqueror, Chancellor en Creator, die hoogste 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dit is hierso so van level 9 af, dan royalty bonus. So wat bedoel hulle daarmee? Dit is nou die totale bedrag van die B&B wat daai dag verdien word in die Rein B&B van almal wat opgeteken het, almal wat opgegradeer het, almal, gaan dan en 3.5% van dit word dan nou so gedistribute. As jy 'n Icon is, kry jy 1% van daai geld. Legend 1%, Emperor 0.06%, Conqueror 0.4%, Chancellor 0.3%, Creator 0.2%. Nou, dit is nie alles op een slag nie. Jy gaan dit so bietjie verdien, maar jy gaan die totale bedrag van dit is dan wat jy gaan kry as jy op daai rang is. Net 'n nota, jy kan, kom ons sê jy is Conqueror, kry jy daai geld, jy kan net 2 keer jou totale belegging uit alle of enige inkomste verdien. Dan word jy uit die royalty pool uitgehaal, want wat wil hulle doen? Hulle wil dit graag regverdig maak dat almal royalty kan verdien. So, dit gaan jou rukkie vat om daai 2 keer dit te verdien, maar terwyl as wat jy verdien, is dit lekker, en dan as jy nou 2 keer jou totale bedrag verdien het van die belegging, dan word jy uitgehaal en die volgende persoon kry 'n kans. Nou kom ons by die leefstylbelonings, die waarna toe ek werk saam met my Pink Porsche. Eerstens het ons die Prime Club, wat 0.5% is wat jy gaan kry. Dit is so $3,000. Ons noem dit die Ryersfondse of die Riders Fund. Maar om daarvoor te rank, moet jy 'n director jouself wees en 5 champions direk onder jou hê. Dis hoekom ons sê, is baie belangrik dat jy dan vir jou mense kry wat honger is vir besigheid en honger is om hierdie ding te maak werk. En dit gaan werk. Dit is genuinely verskriklik baie maklik om hierdie besigheid te doen. Jy is rinse and repeat, rinse and repeat. The system works if you work it. Elite Club is 0.5%, ons noem dit die luxe fonds, $25,000 wat jy gaan kry. Maar om dit te kry, moet jy self Conqueror wees en jy moet 3 Emperors onder jou hê, direk onder jou. Koninklike Klub is 0.2%, ons noem dit die karfonds. Daarvoor kry jy $50,000 vir jou kar. Nou imagine nou net vir ons hier in Suid-Afrika, ons gaan definitief 'n kar cash kan koop. Vir dit gaan jy ongelukkig 'n Chancellor moet wees en 5 direct Conquerors onder jou hê. So dis belangrik dat jy 'n baie sterk spannetjie het. Dan het ons die Kroon Klub en ons noem dit die huisfonds, wat jy geldjies gaan kry vir 'n huis. 0.15%. Daarvoor moet jy 'n creator wees en 7 chancellors onder jou hê, direk onder jou. Dan het ons die hoogste klub wat ons villa fonds is. Dis nou vir ons luxe huise. Kry jy $500,000. Dis 0.15%. Daarvoor moet jy 'n creator jouself wees en 10 creators direk onder jou hê. So 10 van jou mense wat jy ingebring het oor die tyd wat jy daar gekom het, moet
ook creators wees. So, nou die groot vraag, waarom moet jy Rein B&B doen? Ek net gou my ander notetjies hier kry. Okay. So dit is ten volle gedesentraliseer, geen sentrale gesag nie, soos ek gesê het, geen middelman nie. 100% eienaarskap vry. Dis net jy. Gemeenskap gedrewe. So ons in as 'n community. Blokketting gebaseer, platform langtermyn volhoubaar. So hierdie is op 'n blockchain daarbo en dit gaan nie kan breek nie want dit is nie op 'n website gebou nie. Dis nie deur mense wat dit werk en elke dag moet maintenance doen en nie. Dit is 'n blockchain. Unieke besigheidsmodel, deursigtig en betroubaar. 100% volledige verspreiding, onmiddellik uitbetaal en onttrekking. So jy hoef nie jou fondse te aansoek te doen vir jou fondse om uit te kom of niks nie. Onveranderlike stelsel, onveranderbaar en onveranderlik, geen risiko en geen aanspreeklikheidvrye platform, geloofsboustof, geen gasfooie, bekommernisse, stabiel en bekostigbaar. So wat hulle hier bedoel is, jy hoef nie te worry nie, dit is 'n stabiele platform. As jy van een wallet na 'n ander wallet stuur, dit is stabiel en dit is bekostigbaar, dis nie baie hoë gas fees soos wat hulle dit sal noem nie. So wat is ons toekomstige planne? Wat ons wil doen is ons wil gaming tokens ook nog maak. Ons wil gaming projects doen. Ons wil op die exchange rate gaan. Ons wil ons own blockchain hê. Ons wil ons eie trading bots create. En ons wil ons eie Web3 projects hê. So, ons het nog verskriklike baie groot toekomstige planne. So, en wat gebeur is, as Rein B&B groei jy saam met hulle. So, kom ons gaan gou weer daardeur. So, nou dat jy die basiese beginsel verstaan, kom ons gesels oor Rein B&B, 'n platform wat jou toelaat om direk in crypto beursie te verdien, sonder enige tussenganger. So hoe werk dit? Jy begin met 'n klein belegging van so min as $3 tot $4. Jy verdien deur direkte kommissie wanneer jy ander nooi. Jou verdienste word direk aan jou kriptobeursie gestuur en geen wag vir goedkeuring nie. Die stelsel werk op die OPBNB wat transaksies vinnig en bekostigbaar maak. Soos jy deur verskillende vlakke vorder, neem jou verdienpotensiaal toe. So hoe verdien jy? Direkte verwysings. Wanneer jy iemand nooi, verdien jy 'n persentasie van hul inskrywingsbedrag. Herhalende bonusse. Elke keer as iemand opgradeer, verdien jy geld. Was ek nou gooi my hier uit. Ekskuus man. Soos jy deur die verskillende vlakke, ons was daar, is hy. Vlak bonusse, hoe hoër jou vlak, hoe meer vlakke verdien jy van. So jy verdien tot en met jou level en ondertoe. Ook wat ek vergeet het om te sê is, jy moet altyd seker maak die mense wat jy onder jou bring, dat jy bo hulle bly, want in hierdie ding kan iemand bo oor jou spring en dan vir hulle kan beter as jy doen. As jy gaan staan en jy bring iemand in wat honger is om hierdie ding te maak werk, kan hulle jou verbyvat en hulle kan meer as jy verdien. Dis 'n passiewe inkomste. Jy kan selfs verdien van mense wat jy nie direk genooi het nie. Dis nou wat ons genoem het met the love from above. Hoekom is dit anders? Omdat Rein B&B gedesentraliseerd is, het jy volle beheer oor jou verdienste. Jy hoef nie onttrekkings aan te vra nie. Jou geld word direk aan jou gestuur en omdat dit op die blockchain tegnologie loop, is alles veilig en deursigtig.
As jy nog nooit betrokke was by kripto of blockchain nie, moenie bekommerd wees nie, want jy sal die genoeg training kry. Daar is 'n community waarvan jy gaan van plan af of deel is van. Ons het 'n WhatsApp groepie, ons het 'n Telegram groepie, so jy sal nooit alleen wees nie. Er is altyd iemand wat jou vragies vir jou gaan antwoord. En so, as jy gereed is om oor te neem, om beheer te neem oor jou inkomste, kom ek wys net gou weer my mooi gesiggie vir julle. So, as jy hou van wat jy gehoor het vandag hierso, dan en jy is gereed om aan te teken, kan jy teruggaan na die persoon wat jou verwys het na ons. Is daar enige iemand wat vir my enige vragies het? Julle, dit is so snaaks om so Afrikaans te praat. Baie, baie dankie, Queen Maddie. Wel gedaan, wel gedaan. Dit is 'n plesier. Ek hoop julle verstaan nou 'n bietjie meer. Baie, baie goed gedoen, hoor. Baie goed. En ek sien Chris Vermeulen het gevra, hoe beland jou geld in jou sak? Ons geld word direk in ons SafeBell wallets inbetaal en daarvandaan kan ons dit onttrek na ons either na jou crypto wallet toe, soos sommige mense onttrek dit van SafeBell af na Binance toe. En daarvandaan kan jy dit nou na of Luno of Weller, whatever jy gebruik, of direk na jou TimeBank. Ek gebruik TimeBank want die ander banke werk nie by my nie. Dan kan jy dit so na die verskillende exchanges toe onttrek en dan na jou bank toe. Maar soos ek sê, ek gebruik TimeBank, so ek het nog nie onttrek nie, maar ek gaan dit. Ek weet myne werk, my TimeBank werk baie goed. Ek kan baie maklik en gou van my TimeBank rekening af na Binance toe, so ek moet nog dit oefen om dit van Binance af na TimeBank toe te betaal. So, moenie worry nie. Ons is 'n baie, hoe sê, goeie span. Ons werk baie goed saam, ons help mekaar, so ons het WhatsApp groepies en ons het Telegram channels, kanale, so as julle kan maar net vra vir die link en dan sal ons dit vir julle deurstuur. So ek sê baie dankie vir een en elkeen wat hier op die Zoom was of is. Dankie dat julle tyd uit julle besige skedule geneem het om te kom luister na hierdie aanbieding. Baie dankie Queen Maddie vir jou ook. Ek moet sê, jy het dit baie goed gedoen, hoor. My senuwees werk vir wanneer ek dit moet doen. Baie dankie almal. As daar enige ander vrae? Yes, julle, so wat, ekskuus, so wat ek gaan doen is, ek gaan die presentation op my YouTube laai en dan sal ek die YouTube stuur in ons groepie. So as iemand jou verwys het as jy nie deel is van ons groepie nie, kan jy die replay by hulle kry. Baie dankie Queen Maddie. Ek wil nou net gesê dat Queen Annelien doen altyd die download en dan stuur sy die link met die dinge, maar dit sal great wees as jy daai dingetjie gaan doen. Baie dankie vir almal. Ek kyk net gou of hier nog enige onbeantwoorde vrae is. Iemand sê, Johanna van Heerden sê, hi, ek wil net hoor, kyk, as ek in Airbnb ingaan, dan gooi dit 'n error uit. Maak nie saak wat ek doen nie, of ek doen iets verkeerd.
Johanna, is jy op ons WhatsApp groepie of is sy? Okay, sy moet net daar gaan kyk aan die media. By die media gedeelte, gaan klik op die 3 dootjies en dan klik jy media, groep media, dan sal jy daar 'n videoetjie sien van hoe jy moet inlog, want daar is, ek weet nie wat 'n link jy gebruik nie. Ek weet ook nie, log jy in deur die app of log jy in deur Safebel. Want Safebel, as jy deur Safebel gaan, dan gaan jy mos nou by Explore, en dan moet jy intik rainbnb.live en daarop klik en dan moet jy net onder sê waar hy sê select network OPBNB intik en as jy op OPBNB klik dan vat hy vir jou na die login page, dan klik jy op login en dan sal jy in jou op jou Rainbnb dashboard wees. Ek hoop dit is duidelik. Dan Harry, dankie Queen Madeline. Is die presentation beskikbaar? Hoe kry ek dit? Okay, Queen Maddie het mos nou reeds gesê hoe dit gaan geskied. Okay, so dit is moontlik om jou persoonlike rekening te onttrek. Ja, dis korrek, Chris Vermeulen. En Martinus Buys sê dankie Queen, is die video beskikbaar vir verspreiding? Reeds beantwoord. Okay, ek het dit nou baie geniet. My eie taal, Mildred. Ja, nee, dit is nie altyd moontlik nie, want Engels is mos maar die besigheidstaal. So ons moet dit maar net vir ons mense ook makliker maak.